Het jy al ooit regtig God se wil wou doen, maar diep binne in jou het jy gevoel, ek weet nie of my geloof genoeg is nie. Nie omdat jy opstandig is en nie omdat jy nie omgee nie, maar eintlik net omdat jy diep binne net eerlik is. Nou baie mense wat vandag in die kerk sit, selfs al jy wat vandag hierdie boodskap luister, is lief vir die Here, maar jy dra hierdie stille gevoel saam met jou van ek wil gehoorsaam wees, maar ek voel so ver van daai groot geloofstories af, daai stories wat ons lees in die Bybel, en dis verstaanbaar. Want as ons die Bybel lees, kom ons af op verhale van mense wie se geloof amper bonatuurlik groot geklink het, of bonatuurlik groot klink. Mense soos Abraham, wat sy huis verlaat het sonder om te weet waarheen God hom lei. Ek praat van die geloofshelde van Hebreërs 11. Ons lees van Noag, wat 'n boot gebou het toe daar nog nooit ooit eers reën geval het. Ek weet nie of jy dit weet nie, maar Noag bou hierdie boot en daar was nog nooit eers 'n druppel uit die lug uit nie. Moses, wat wegstap van die paleislewe, daai sekuriteit, daai lekker, om eerder God te gehoorsaam, nee. Dis wat hy kies om weg te stap van maklik na absoluut moeilik. Rahab, wat God vertrou het in spite van 'n gebroke verlede. Ons lees van Dawid, wat aan God vasgehou het terwyl hy nog vir sy lewe moes vlug. Dis indrukwekkende stories, maar as ons eerlik is, kan dit ook nogals intimiderend wees. Want baie mense dink dan, dis mooi, maar daai storie is nie my storie narratief. My lewe voel net hopeloos te normaal. My geloof is immers net te klein en my gehoorsaamheid voel eintlik maar onsigbaar. Maar hier is iets wat belangrik is, wat ons net nie mag miskyk nie. Daardie verhale wat ons lees in Hebreërs 11, is nie in die Bybel omdat daardie mense noodwendig perfek was nie. Nee, hulle is daar omdat hulle gehoorsaam was. Nie almal van hulle het die volle uitkoms noodwendig gesien nie. Nie almal het altyd applaus gekry nie. Sommige het net gehoorsaam gebly, dag na dag, sonder enige erkenning, sonder enige reklame, sonder enige leiersposisies, net gehoorsaamheid. Nou, geliefde, God meet gehoorsaamheid nie aan skares of platforms nie. God eer gehoorsaamheid omdat dit uit vertroue gebore word. En dis presies hoekom ek vandag nie met 'n profeet of 'n priester of noodwendig 'n teoloog wil begin nie. Ek wil julle vandag vertel van 'n doodgewone man en sy naam is Nehemia. Nou Nehemia het nie in Jerusalem groot geword nie. Hy is gebore in ballingskap. En hy is eintlik op hierdie stadium in 'n verre land onder Babiloniese leierskap. Ballingskap beteken eintlik hy is weg van sy volksgenote, nee, is weggevoer uit sy eie tuisland uit. En sy tuisland was Juda. En hy het groot geword onder hierdie vreemde leierskap in Babilonië. En onder 'n vreemde kultuur, ver van alles, ver van wat vir hom bekend was. Nou, hy het in 'n ander land gewoon. Hy het in 'n paleis gewerk, hy het nogals wat hy het gewerk, hy was die skinker vir die koning. Hy het sekuriteit gehad, stabiliteit, invloed, nee. En Jerusalem, die stad van sy voorvaders, waar hy nog nooit was nie, want weer eens, hy is gebore in ballingskap, was vir hom iets waarvan hy net stories van gehoor het. En toe gebeur daar iets baie belangriks, iets nogals besonders. Een van sy broers en 'n paar ander manne kom van Juda, direk uit Juda uit, en kom besoek hom. En hulle begin gesels en Nehemia vra nie eers oor politiek of mag nie, hy vra eenvoudig die volgende vraag. Hy sê, hoe gaan dit met ons mense? En dis dieselfde mense wat sy mense is, maar hy het nooit daar groot geword nie. En hy sê, hoe lyk dit daar in Jerusalem? En die antwoord tref hom toe diep en is soos 'n hou in die maag. Nou ons lees dit hier so in Nehemia 1 vers 3 tot 4, is sy broer wat antwoord, dit gaan nie goed met die mense wat uit ballingskap teruggekeer het en daar oorgebly het nie. In die provinsie Juda is daar groot ellende en bespotting. Jerusalem se muur lê om en die stadspoorte is deur vuur vernietig. Toe ek dit hoor, het ek gaan sit en huil. Vir dae aan een het ek getreur, gevas en tot die God van die hemel gebid. Geliefde, vir ons vandag klink dit dalk net soos 'n historiese detail. Dis 'n storie van die verlede en is net interessant. Maar vir hierdie gelowiges, vir daai mense, daai tyd, daai Jode, vir hulle was dit 'n ramp. 'n Stad sonder mure beteken eintlik dis 'n stad wat nie beskermd was nie. Dit beteken geen veiligheid, geen orde, geen identiteit. Enige vyand kon net instap, enige mag kon kom en misbruik maak van hulle situasie. Eintlik enige dreigement het hulle kwesbaar gelaat. 'n Stad sonder mure was 'n stad sonder
waardigheid. En ek het reeds gesê, sonder identiteit. Dit was 'n teken van eintlik nederlaag, van skaamte en van voortdurende vrees. Dink net aan jou eie huis. As jy vandag jou mure moet wegvat en jou sekuriteitsheininge, hoe gaan jy voel? En dis hoekom die verslag sê, daar was ellende en bespotting. Hulle was nie net fisies onveilig nie, hulle was emosioneel en geestelik blootgestel, oopgelê, kwesbaar. En hier's die belangrike deel. Dit was nie Nehemia se stad nie. Hy het nie daar gewoon nie. Hy was nie verantwoordelik vir daardie mure nie, vir daardie situasie nie, maar toe hy hoor dat God se mense so leef, blootgestel, verneder, kwesbaar, toe raak het sy hart net diep aan. En kyk hoe die Bybel dit beskryf. Die skrif het vir ons gesê, hy het gaan sit, hy het gehuil, hy het getreur, hy het gevas, hy het gebid. So belangrik, voor daar, en dalk ken jy die storie van Nehemia, en jy weet dalk waartoe die boodskap gaan vandag, maar voor daar enige plan was, voor daar enige aksie was, voor daar enige oplossing was hy eers by die voete van sy Vader. En dis eintlik, geliefde, waar gehoorsaamheid altyd vir my en jou begin. Dis hier waar dit groei. Dit begin nie altyd by aksie nie, of by prestasie nie, of by ons selfvertroue nie. Maar wanneer God iets op jou hart plaas, wanneer jy nie daai ding wat hy op jou hart plaas meer kan afskit nie, dit laat jou sit, dit bring jou half tot stilte of tot stilstand, dit laat jou dink, dit laat jou bid, en dalk luister jy vandag en jy sit ook so met 'n las, nie vir 'n stad nie noodwendig vir 'n muur nie, maar dalk vir 'n huwelik, dalk vir 'n gesin of 'n verhouding, moontlik 'n situasie wat nie eers tegnies jou skuld is nie, maar tog raak dit jou diep. Jy kan nie wegkom vanaf nie, jou hart is gepla, jou gedagtes is gepla en jy wonder, Here, hoekom raak dit my so? Hoekom is ek so gepla? Hoekom frustreer dit my so? Hoekom is ek so mismoedig? Hoekom voel ek hierdie gevoelens? Net miskien, is dit nie om jou te oorweldig nie, maar eintlik is dit om jou uit te nooi tot 'n ritme van gehoorsaamheid. Jy sien, geliefde, as ons eerlik is, was daar baie goeie redes hoekom Nehemia kon sê, dis nie my probleem nie. Jy sien, hy was nie in Jerusalem nie. Hy het nie daar groot geword nie. Hy het nie daar die mure afgebreek nie. Hy het nie bygedra tot die skade of die skuld nie. Hy was ook nie die rede hoekom om in die eerste plek daai mense in ballingskap beland het en eintlik maar 'n straf beleef het nie. Hy was nie deel van die generasie wat dit verloor het nie. Hy het 'n werk gehad, hy was 'n skinker in die koning se paleis, 'n posisie, 'n lewe wat werk. Hy kon maklik sê, "Wel, dis hartseer, maar is nie my probleem, is nie my verantwoordelikheid nie. Not my pig, not my farm." Ek weet nie vir die uitdrukking ken nie. En tog doen hy dit nie. Want soms doen God iets wat ons net nie kan verklaar nie. Hy plaas 'n las op jou hart. Hy plaas 'n las soms op my hart vir iets wat ek nie veroorsaak het nie, iets wat jy nie veroorsaak het nie, en dis iets wat ons nie kan ignoreer nie. En dis belangrik om dit te sê. 'n Las, en ek wil jy moet hoor wat ek nou sê, 'n las is nie dieselfde as skuld nie. 'n Las is nie dieselfde as skuld nie. God sit nie skuld op jou om jou te manipuleer of te motiveer nie. Hy plaas 'n las om jou te nooi. Nehemia voel nie skuldig nie, hy voel eintlik betrokke. En daar is 'n groot verskil, geliefde. Skuld sê, jy het dit gebreek, jy moet dit regmaak. 'n Goddelike las sê, ek vertrou jou met hierdie ding, ek vertrou jou met hierdie opdrag. Jy raak nou betrokke. Dis hoekom sy eerste reaksie nie paniek was nie. Dit was nie aktivisme of dis nie kom ons maak 'n plan en ons kry almal betrokke en ons gaan nou hardloop nie. Nee, hy gaan sit, hy ween, hy huil, hy treur voor God, hy bid, hy vas. Want wanneer God 'n las plaas op jou en my hart, begin hy altyd hier binne. Hy begin hier binne in ons harte. Hy begin nie noodwendig by ons hande nie. En dalk erken jy dit. Daar is iets in jou lewe wat jou net nie los nie. Jy sien dit, jy hoor daarvan, jy dink daaraan, jy dink jy kan wegry, jy kan wegkyk, maar heeltyd dit trek jou terug. En ander mense sê dalk wel, hoekom raak dit jou so? Hoekom is dit vir jou so 'n groot probleem? Hoekom los jy dit nie? Beweeg net aan, man, daar's baie ander dinge wat jy kan doen. Dis mos nie jou probleem nie. Maar geliefde, eenvoudig, jy voel net jy kan nie anders nie. Nie omdat jy alles wil regmaak nie, nie omdat jy almal se redder wil wees nie, maar omdat God iets binne in jou wakker maak, iets losmaak hier binne. Dit kan 'n huwelik wees, nie noodwendig jou eie nie, dalk 'n gesin. Weer eens, nie noodwendig jou eie gesin nie, dalk iemand anders, dalk is dit jou kind.
Of iemand anders is 'n tiener oor wie jy besorgd is en jy bid vir daai kind. 'n Verhouding, 'n moontlike geestelike toestand. 'n Gebreekte patroon wat jy al lank sien en jy voel, ek weet nie hoekom nie, maar ek kan dit net nie ignoreer nie. Kan dit nie net los nie. Geliefde, dis hoe gehoorsaamheid net begin en groei en dis eintlik maar net waar gehoorsaamheid vir ons begin. Begin nie altyd met 'n opdrag nie. Begin verseker nie met 'n titel nie, maar met 'n las wat jou nader aan God se hart trek. En dis belangrik, geliefde, dat ons dit mooi verstaan. Hierdie volgende ding is nogals krities. Nie elke probleem wat jy raak sien is noodwendig jou roeping nie, maar elke las wat jou na gebed toe dryf, dit verdien aandag. Dis prioriteit. Nou, Nehemia, hy hardloop nie dadelik Jerusalem toe nie. Hy hardloop eerste na God toe. Hy gaan sit by die voete van die Vader, want gehoorsaamheid vra altyd eerste hierdie vraag. Here, is dit iets wat U op my hart plaas, of is dit iets wat ek net probeer beheer? En daai is belangrik, want baie keer wil ons dinge beheer, ons wil dinge uitsort, maar God het nooit vir ons geplan met daai ding nie. En eers wanneer daardie antwoord vir my en vir jou duidelik word, waar ons onderskei wat is eintlik God se opdrag en uitnodiging, dan begin hy vir ons die volgende stappe wys. Nou, wanneer God 'n las op jou hart plaas en jy begin om ernstig te soek, moet ons een ding baie, baie duidelik verstaan. Gehoorsaamheid beteken nie weerstand verdwyn nie. Gehoorsaamheid beteken weerstand begin. Nou, by Nehemia sien ons dit baie duidelik. Nadat hy gebid het, nadat hy God God vir hom deur by die koning oopgemaak, jy kan dit gaan lees in hoofstuk 2, nadat hy dan nou by Jerusalem aankom, hy is nou op reis, hoofstuk 3, hoofstuk 4, en die mure dan begin inspekteer, dan begin die fisiese en die praktiese werk, en dadelik, toe hy begin met hierdie goddelike werk, wat die Here gesê het om te doen, toe begin die teestand. Ons lees dit hier in Nehemia 2, vers 19. Maar toe Sanballat die Horoniet, Tobia die Ammonitiese amptenaar en Gesem die Arabier dit hoor, het hulle ons bespot en ons verag. Hulle het gesê, wat is hierdie ding wat julle doen? Kom julle in opstand teen die koning? Nou geliefde, let mooi op hoe weerstand eintlik lyk. Dit begin nie noodwendig met geweld nie, dit begin met bespotting, dit begin met vrae, met verdagmaking. En dalk klink van hierdie goeters vir jou bekend. Hulle sê basies, wie dink julle is julle? Wat maak julle nou? Wat maak julle so spesiaal dat julle hierdie ding kan doen? Is hierdie ding, hierdie plan, hierdie projek, is dit regtig van die Here af? Iets wat nogals krities is om te begryp en vir my regtig uitstaan van hierdie manne, is dat hierdie manne, hulle was nie onskuldige bystanders nie. Sanballat was 'n goewerneur van Samaria. Tobia was 'n politieke amptenaar en Gesem was 'n invloedryke Arabiese leier. Nou, met ander woorde, die manne, hulle het mag gehad, hulle het belang gehad in die ruïnes, die situasie van Jerusalem. Vir hulle was dit voordelig dat daai mense gesuffer het, en hulle het eintlik iets gehad om te verloor as Jerusalem weer sou sterk word. So wanneer God iets in jou lewe beginne herbou, raak mense en invloede wat voordeel trek uit gebrokenheid, daai mense raak ongemaklik. En soos die werk aangaan, dan raak hierdie weerstand by Nehemia, dit raak toe nou erger. Ons lees dit in hoofstuk 4 vers 1. Toe Sanballat hoor dat ons besig was om die muur te herbou, het hy woedend geword en die Jode bespot. Dan 'n paar verse later in vers 8 lees ons, hulle het saam gesweer om teen Jerusalem op te trek en verwarring te veroorsaak. Nou geliefde, klink hierdie goed is bekend, nê? Let op die strategie. Eers is daar 'n gespottery, bespotting, verdagmaking, nê? 'n bietjie intimidasie, dan vrees en dan verwarring. En dis presies hoe weerstand vandag ook werk. Nie altyd deur openlike aanval nie, maar deur twyfel, nê, deur moegheid, soms hierdie innerlike konflik. Dinge wat ons beleef, want mense sê dinge soos, is dit regtig nodig dat jy hierdie ding doen? Is dit die moeite werd? Moet jy dit aanpak? Hulle val jou nie direk aan nie. Hulle kom na jou toe en hulle kom maak jou onseker. Dan kom hulle en hulle probeer jou half aftrek. Nou, hier is die kernvers van vandag se boodskap. Kyk gou saam met my. Nehemia 6 vers 1 tot 2 sê, toe Sanballat, Tobia, Gesem die Arabier en ons ander vyande hoor, dat ek die muur herbou het, en dat daar gaan geen breuk meer daarin wees nie, alhoewel ek nog nie die poorte ingesit het nie, het Sanballat en Gesem vir my laat sê, kom, laat ons mekaar ontmoet in een van die dorpe in die Ono-vallei.
Nou, dit klink redelik, is hierdie uitnodiging, nee, dit klink vriende, kom af na ons toe, kom ons gesels hieroor. Maar Nehemia, hy sien reg deur hierdie manne se planne, en dan antwoord hy hulle terug met hierdie kosbare woorde. Die preektitel vandag kom met Nehemia 6 vers 3. Ek het die boodskappers na hulle toe gestuur en gesê, ek is besig met 'n groot werk, en ek kan nie afkom nie. Hoekom moet die werk stilhou, as ek dit los en na julle toe afkom? Nou geliefde, dis nie arrogant nie, dis nie ongeskik nie, dis eenvoudig gehoorsaamheid met fokus. Nehemia sê basies, wat God my geroep het om te doen, is belangriker as enige afleiding, selfs al klink dit goed. Nou, gehoorsaamheid is nie net om ja te sê vir God nie, gehoorsaamheid is om nee te sê vir dit en die dinge wat jy wil aftrek. Nou hier is wat jy nie moet mis nie. Elke keer wanneer jy gehoorsaam begin leef, nie, in jou huwelik, in jou gesin, in jou karakter, in jou roeping, sal daar altyd stemme wees wat sê, kom net gou af. Kom verduidelik gou jouself, waarmee is jy besig? Kom ons praat gou eers hieroor, kom ons redeneer, nee? Los daai ding vir later. Maar elke keer wat jy afkom, dan staan die werk stil. En gehoorsaamheid sê soms eenvoudig net die volgende, is jy reg vir hierdie? Los my, ek is besig. Nie besig met my eie planne nie, nie besig met my eie agenda nie, besig met God se werk in my eie lewe. Ek is besig met die werk wat God vir my gee om te doen. Nou as ons verder lees in Nehemia, kom ons by 'n hoofstuk wat baie mense nogals vinnig deurlees. Nie omdat dit onbelangrik is nie, maar omdat dit soos 'n lys name voel 'n bietjie soos admin, nee, dis Nehemia 3. Ons lees daar van name, families, groepe mense, en oor lees ons eintlik dieselfde patroon. Hierdie is wat kosbaar is, nee. Dit sê hulle het gebou, en dan is daar hierdie woorde, langs sy huis, teenoor sy huis, by sy woning. Nou geliefde, dis nie toevallig nie, dis nie net administratief nie, dis eintlik teologies, daar is vir ons diep waarheid in hierdie. God kon gesê het, laat die sterkste manne die swakste gedeeltes vat, die moeilikste gedeeltes, laat die beste bouers net alles hanteer, laat iemand anders dit doen. Nou, wat ek vir julle dan vinnig moet sê, is wat so besonders is van hierdie gedeelte, is dat, wat eintlik hier aangaan is, God het gekom, en hy het vir Nehemia 'n opdrag gegee, maar wat ons nie moet mis nie, is dat vir so lang ruk, wat gebeur het is, vir 140 jaar lê hierdie muur in ruïnes. Dit word nie herbou nie, niks gebeur nie, maar wat Nehemia eintlik reg kry, die bonatuurlike werk is, binne 52 dae, word daai mure herbou, en hy kom gee hierdie spesifieke leierskapsinstruksie. Hy kom sê, bou voor jou eie huis, naby aan jou, verstaan? Dis wat hy kom sê, die Here laat eintlik mense eienaarskap neem van die deel van die muur, wat hulle eie lewens direk raak. Dis die kosbare waarheid, want God se werk begin selde ver van jou af, dit begin naby aan jou, naby jou huis, naby jou hart, naby jou daaglikse lewe. En hier is 'n belangrike waarheid wat ons net nie kan mis nie. Dis maklik om oor gebreekte mure te praat wat ver is, maar is baie moeiliker om verantwoordelikheid te neem vir die een reg voor jou. Maar dis presies waar gehoorsaamheid getoets word. 'n Gebreekte muur beteken meer as net strukturele skade. Dit beteken eintlik kwesbaarheid. Wanneer daar nie 'n muur is nie, nee, ons moet hierdie begryp, is daar geen beskerming, geen grense nie, geen beheer oor wie kan inkom en uitgaan nie. En dit geld nie net vir stede nie, dit geld vir my en jou lewe. Wanneer mure in ons lewens begin verbrokkel, dan raak ons kwesbaar. Ons raak kwesbaar vir onsekerheid, ons raak vatbaar vir angs en emosionele uitputting, swak selfbeheersing, invloede wat nie goed is vir ons nie. Ons raak 'n teiken vir daai dinge. Dis hoekom die vyand altyd mik na die naaste muur. Nie noodwendig die groot openbare deel wat almal kan sien nie, maar die deel wat niemand sien nie. Die muur van jou, voorbeeld is jou gedagtes, die muur van jou huwelik, die muur van jou gesinsdinamika, die muur van jou karakter en jou geestelike dissipline. En God se uitnodiging is nie, hy sê nie vandag vir ons herstel alles gelyk nie, of maak almal se goeders reg nie, of los elke probleem op nie. God se uitnodiging is eintlik baie eenvoudiger en tog is dit eintlik moeiliker, want hy sê, begin net by jou eie muur. Nou die een wat die naaste aan jou huis is, nee, die een wat jy elke dag sien, die een waarvan jy weet, as hierdie muur breek, raak dit my eerste. As hierdie muur breek, of in ruïnes beland, en dan is ek in enorme gevaar. En geliefde, kyk gou hoe realisties omskryf die Bybel dit in Nehemia 4 vers 17. Hy sê, die bouers het met die een hand gewerk en met die ander hand 'n wapen vasgehou. Met ander woorde,
Hulle bou en hulle bly waaksaam. Gehoorsaamheid, geliefde, is nie naïef nie. Dit ignoreer nie gevaar nie, dit erken eintlik realiteit, maar dit hou aan bou. So prakties, wat probeer ek sê? Met ander woorde, ek werk aan my huwelik en ek bly geestelik wakker. Dis nie net arbei sielkundig nie, dis ook bid en vas en intree. Ek werk aan my karakter en ek beskerm my hart. Ek herstel grense en ek maak seker mense kry nie toegang tot my lewe maklik nie. So geliefde, ek sê nie die goeters om jou te veroordeel nie of om jou te oorweldig nie, maar om jou te vra. Ek wil jy moet dink aan wat ek nou vir jou gaan vra. Watter muur naby jou huis het aandag nodig? Die muur naast aan jou huis, as die inbreek, dan val alles in skerwe. Nie alles wat stikkend is nie almal se probleme nie, daai een muur. En as jy nou stil raak en met God praat hieroor, wat sê hy vir jou? Wat is daai een muur waar jy moet fokus? Want wanneer God 'n muur herstel, doen hy dit nie om jou besig te hou nie, hy doen dit om jou veilig te maak. En as ons, geliefde, as ons vandag terugkyk oor Nehemia se storie, sien ons iets baie belangriks. God se grootste werk het nie begin toe die muur klaar was nie. Dit het begin toe 'n man nie weggekyk het van die las wat God op sy hart geplaas het nie. Toe hy gehoor het, toe hy gevoel het, toe hy gebid het, toe hy gehoorsaam gebly het aan die werk wat God vir hom gegee het. Nehemia, hy was nie noodwendig die slimste nie. Hy was verseker nie die bekendste nie. Ja, hy was naby 'n man met aansien en krag. Hy het gewerk in die paleis. Maar hy was 'n doodgewone ou. Hy was nie noodwendig die mees geestelike en charismatiese leier nie, maar hy was beskikbaar. Hy het homself beskikbaar gemaak. En wanneer die druk kom, wanneer die afleidings roep, wanneer die weerstand fluister, kom net gou af, kom verduidelik gou jouself, kom ons gaan praat hieroor, kom ons redeneer hieroor, dan antwoord hy met hierdie woorde wat vandag nog echo van daai tyd tot vandag. Dit is nog steeds waar. Dis Nehemia 6 vers 3. Hy sê, ek is besig met groot werk, ek kan nie afkom nie. Geliefde, nie omdat hy belangrik was nie, maar omdat dit waartoe God hom geroep het, belangrik was. En vandag, geliefdes, gaan hierdie woorde nie net oor 'n muur nie. Asseblief, dit gaan nie net oor 'n muur nie. Dit gaan oor 'n huwelik wat moet herstel word, 'n gesin wat beskerming nodig het, 'n pa en 'n ma wat verantwoordelikheid neem vir hulle huwelik en vir hulle verhouding, sodat kinders gesond kan groot word. 'n Hart wat weer grense moet bou. Geliefde, daar's van julle wat moet seker maak julle harte raak gesonder beskerm. Dit gaan dalk oor 'n lewe wat meer fokus moet kry. Gehoorsaamheid beteken soms dat jy nie alles kan verduidelik nie, dat jy nie almal kan tevrede stel nie, maar dat jy nee moet sê vir sekere dinge, sodat God se werk kan aanhou en deursien in jou lewe. En dalk is jou gehoorsaamheid vandag nie luid nie, dis nie loud nie, dis nie dramaties nie, dis nie super sigbaar vir ander mense nie, maar dis kosbaar vir God, want God sien raak waar jy by sy voete sit, bid en huil en treur, en die las wat hy vir jou gegee het opneem. So ek wil jou nooi om net vandag een vraag vir my eerlik te antwoord, nie vir my nie, maar vir die Here. Die vraag is, waar bou God tans 'n muur in jou lewe? Waar is hy besig om te werk? En dan, waarvoor moet jy ophou afkom? Want wanneer God jou roep tot gehoorsaamheid, roep hy jou nie om alles te doen nie. Hy roep jou eerste om getrou te wees. En miskien is jou gebed vandag eenvoudig, en ek wil regtig, ek gaan sommer vra dat as jy die gebed op die skerm opsit. Here, beskerm my van afleidings, verlos my van vrees, want ek is besig met belangrike werk. En dit, geliefdes, is hoe God steeds vandag groot werk doen deur doodgewone mense wat kies om gehoorsaam te bly. So ek en jy die las wat God vir ons gee, daai uitnodiging aanvaar en toelaat dat hy deur ons werk, en ons bid daai eenvoudige gebed dat ons gefokus sal bly op die dinge wat die Here vir ons gee om te doen, en ons hardloop nie weg van daai verantwoordelikheid, en ons laat nie toe dat afleidings ons aftrek nie, en ons bid hierdie gebede eerlik. Geliefde, ek beloof vir jou, God gaan mure begin herstel in jou persoonlike lewe, in jou verhoudings, in jou besigheid, daar waar jy vat, waar God wil hê jy moet vat, gaan hy dit seën. Hy gaan vir jou die bonatuurlike insig, kennis en wysheid gee, om te herbou wat God wil hê moet herbou word. En wat is in die weegskaal? Is jou getuienis, is my getuienis. Wat is in die weegskaal? Is hoe ons stories vertel van wie God is. So geliefde, weet en vertrou, dat daar waar God 'n las op jou hart sit, daar waar God betrokke is, gaan daar iets gebeur, absoluut
bonatuurliks. My en jou verantwoordelikheid is om te sê, los my, ek is besig met belangrike werk. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vandag, dat ons kan leer uit die storie van Nehemia, 'n doodgewone persoon, 'n doodgewone man, wat toe hy gehoor het, waar daar ellende in las is, wat 'n ellende en 'n las vir u hart was, en toe u daai ellende en las op sy hart plaas, toe kon hy nie anderste as om te bid, te vas en te treur nie, en in sy lewe te herprioritiseer rondom wat vir u belangrik is. Here, vandag is daar soveel dinge met soveel mense en soveel dinge waarmee ons sukkel en wat ons onderkry. Mense wat sukkel met alkoholprobleme, mense wat sukkel met pornografie, mense wat sukkel met finansiële bestuur, verhoudings wat gebroken is, mense wat sukkel met onvergifnis en hulle is lelike goeders aangedoen. Here, daar is so 'n mengelmoes van chaos in ons lewens, mure wat verbrokkel lê. Maar wanneer u kom en sê, geliefde, kyk hier, hierdie stuk is wat ek wil hê jy moet herbou, hierdie stuk naaste aan jou, vra ek vandag, Here, kom wys vir ons, waar moet ons verantwoordelikheid vat vir die mure wat ons moet herbou, die mure in ons lewens, sodat ons kan besig raak met dit wat vir u belangrik is 'n gehoorsame Christelike wandel. Here, wanneer ons gehoorsaam wandel, beleef ons u op 'n anderste wyse, ons beleef u bonatuurlik, ons beleef u naby, en is in daai plek waar ons lewens werklik begin sin en betekenis kry. Ek bid vir wysheid, Here, ek bid vir ons almal vir insig, en ek bid dat ons sal erns maak met die mure in ons lewens wat moet herbou word. Dis my gebed in die mooi naam van Jesus bid ek dit. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre. Gaan in vrede. Totsiens.